ons die dogters en die seuns van God is, en maak nie saak wat gebeur nie, maak nie op ons stamel of ons val of enigiets nie, hy is altyd daar. As die leuns in die wêreld groter word as die waarheid van die Here, dit is weer dat hy altyd daar is. Romeine 8 vers 37 tot 39 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak saak nie wat vir jou sê. Maak nie saak wat se maatjie dalk lelik met jou kan wees of jy probeer om jou op so 'n manier te probeer oortuig om dit te doen wat hulle wil jy moet doen wat dalk sleg is nie. Weet die volgende: Jesus het jou lief. En niks kan jy van daai liefde skei nie. Onthou dit altyd. Dis amazing as jy weet jou identiteit word bepaal deur die feit dat God jou eerste lief gehad het. Ek gaan weer na die begin toe, na die marshmallow toe. Ons almal is marshmallows. Ons almal is maar sagte mense wat maklik beïnvloed word. My vraag aan jou is, watter marshmallow is jy? Is jy die marshmallow wat deur almal gedruk en gesquash word, eventually om te vorm na presies iemand anders hoe jy dit moet lyk? Of is jy die een wat perfek en mooi staan? Ook soos wat die Here jou bestem het om te lyk. En laaste ding is, negatiewe groepsdruk gaan jou so laat gaan lyk. En positiewe groepsdruk gaan hierdie marshmallow op die mooiste laat lyk wat hy kan lyk, om nog groei, groter maak, mooier maak. Ek sluit vandag die preek af met die woorde: word jy gesquash of jy uit? Kom ons maak ons oor toe, ons bid saam.